Genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. En dat die Here is goed. Die Here is goed vir ons. As ek ook net so dink terugkyk in my lewe, hoe goed is God en hoe goed is dit om vanoggend hier te wees. En hy gee mense vir mekaar, ons vir mekaar, om mekaar se hande op te tel, mekaar te bemoedig en te versterk. Kosbare gemeente, so lekker om vanoggend hier saam met julle almal te wees. Bergbron is my so kosbaar. Ek kyk net hoe die Here ook altyd mense in 'n ophouse pad sit. Toe ek bevestig is net as eerste gemeente wat ek bevestig as predikant, het die Here vir my spesifiek 'n ouderling gegee wat my gehelp het. Oom Frans Grobler. Hy was 'n skoolinspekteur. Ek weet nie, hy weet van Piet, ek weet nie of soekie jy hom kan onthou nie, oom Frans Grobler, Hy was my ouderling en daar was maar baie konflik, ons het 'n bietjie begin vernuwing bring in 'n baie tradisionele gemeente en vernuwing en daar was baie konflik en oom Frans wat weet hoe om met mense dinge te onderhandel en te fasiliteer, het so gehelp. En so 2 weke terug, hy het ook aggressiewe longkanker opgedoen. 2 weke terug kon ek hom besoek in die hospitaal en ons so lekker gesprek gehad. Dit was amper, ek hom so lank laat sien, maar was nooit meer weer gesels. En hy is toe nou Vrydag oorlede. En Vrydag wat nou kom is nou sy begrafnis. Dan besef jy net hoe die Here op 'n regte tyd die regte mense op jou pad bring. En ons is nie hier per ongeluk nie, die Here het ons hier geplaas vir mekaar. Maar wat is die belangrike? Daai eenheid wat ons moet beleef. En dis die reeks waarmee ek ook aan die besig is, Daai kommunikasie, hy misverstande wat baie keer so die eenheid kan breek, in 'n gesin, in 'n huwelik, in 'n gemeente, selfs in jou besigheid of by die besigheid. As daar nie eenheid is nie, val die wiele af, val alles uitmekaar uit. En dis wat die duiwel wil hê. Hy is besig met sy afbreekende planne en die schemes, gekonkelry om mense uitmekaar uit te jaag. En ek gaan nou weer daai Efesiërs 6 vers 10 tot 20 lees. Ons het laas Sondag ook stil staan by hierdie gedeelte, maar ek voel daar's nog 'n bietjie meer te sê ook hieroor, oor hierdie schemes van die duiwel. En ek lees vanaf vers 10, Efesiërs 6 vanaf vers 10. Verder nog dit, soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly, ondanks die listige aanslae van die duiwel. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle kan weerstand kan bied in die dag van onheil en nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan. Bly dan op julle pos toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe, die vryspraak deur God as borsharnas, die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan die voete. Daarby moet julle altyd geloof as skild in die hand hê, want daarmee sal julle al die brandpyle van die bose kan afweer. Sit verlossing as helm op en vat die swaard van die Gees, dis die woord van God. Doen dit alles bidtend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges. Bid ook vir my dat wanneer ek preek, God my die woorde gee dat ek die geheimenis van die evangelie met vrymoedigheid kan bekend maak. Terwille van hierdie evangelie is ek 'n gesant in boeye. Bid dat ek dit met vrymoedigheid kan verkondig, soos dit my opgelê is. So Paulus sê baie duidelik hierson, ons het te doen elke dag, in jou lewe het jy te doen met hierdie listige aanslae van die duiwel, wat wil skeuring bring, wat huwelike wil vernietig, wat ouers en kinders van mekaar wil vervreem, wat medegelowiges, dat ons nie mekaar kan verdra nie, dat jy selfs 'n kollega of 'n werknemer of 'n baas nie kan hanteer nie. Hy's besig, die Satan is heeltyd besig. En hierdie Griekse woord metodeia, die listige aanslae van die duiwel, is geslepe konkelry met die voorneme om te mislei en te bedrieg en af te breek. En ek het laas
Sondag verwys na hierdie voorbeeld, maar dis my baie goeie beeld van hoe die duiwel se listige aanslae werk, nee. En ek gaan net vinnig dit weer noem. Hier is 'n paar ander mense wat nou nie laas Sondag hier was nie, en dit is daai wat ek gelees het in 'n boek van die Revolutionary War in Amerika, die slag van Lexington 1775. En die groot vraag was, who fired the first shot? Who fired the first shot? Wat daar gebeur het by hierdie slag van Lexington, die twee magte was teenoor mekaar, die Britte aan die een kant en die Amerikaanse koloniale soldate aan die ander kant. En die twee generaals was tussenin om met mekaar te onderhandel. Terwyl hulle nog onderhandel, was daar skoot gewees en die Britse tweede in bevel is noodlottig getref. En toe die Britse generaal dit sien, toe stop hy net daar die onderhandelinge, sê sy mense, skiet. En toe die Amerikaners op hulle geskiet word, toe sê daai generaal, skiet, terug. Dis verdediging, selfverdediging. En histories weet hulle nie wie daai eerste skoot geskiet, wat die twee in bevel van die Britte noodlottig gewond het nie. Hulle weet nie wie dit is nie. Maar wat ek nou gelees het in hierdie boek was, daar was 'n wapenhandelaar wat geskuil het in die bos, in 'n bos daar naby. En hy het nie 'n belang gehad by die Britte of die Amerikaners nie, hy wou net geld maak. Hy wou die oorlog laat begin, sodat hy wapens en ammunisie kan verkoop aan albei magte, en lekker ryk word. En hy het vanuit die bos, die tweede in bevel van die Britse magte geskiet, noodlottig, en toe begin die oorlog. En dit is my 'n teken hoe Satan ook werk, nee. Hy's hy wapenhandelaar, nee, wat die worstelstryd tussen ons begin met sy schemes, met sy metodeia, sy gekonkelry. Hy begin die fight, want tydkeer kan mens nie verstaan nie, waar het hierdie verskriklike bekleierery tussen mekaar begin? Gaan jy terug, dan is dit so 'n eenvoudige ou dingetjie. Nee, hoe kan dit so groot geword het? Nee, hy begin dit, en dan veg ons teen vlees en bloed, nee. Ons dink ons mekaar, nee, en ek beklei, en dit word net groter. En die skeiding word net groter tussen mense. Ons is nie bewus van Satan se schemes nie, van sy planne, nee, sy geslepe planne nie. Nou, want egskeidingssyfer in die kerk is ook verskriklik hoog. Dit is so bietjie beter. Praat nie van hoër nie, maar bietjie beter as in die wêreld, nee, is bietjie laer is in die wêreld. Nou, hoe kan dit wees? Gelowige man en vrou, as hulle tog gaan trou, nee, weet hulle die huwelik is 'n lewenslange verbond, tot die dood ons skei, hulle is een daaroor, en dis hulle gesindheid. Hoekom gebeur dit dan na 'n paar maande of paar jaar, dan sê hulle, nee wat, ons kan mekaar nie verdra nie. Ons kan nie verder mekaar oor die weg kom nie. Want daar's baie keer onkunde oor kommunikasie en misverstande, en ons maak mekaar onkundig, sonder dat ek dit weet, maak ek my huweliksmaat verskriklik emosioneel seer, die man en die vrou. En dan sit hulle met hierdie seer in hulle harte wat die ander doen, en jy dink, dis die vyand. Nee, en dan begin jy terug aanval, en terug seermaak. Nee, daar's 'n onkunde, hoe ons mekaar afkraak. En dan, mans voel oor die algemeen, hulle is nie goed genoeg vir hulle vrouens nie. Hulle sal moet verander, dat hulle vrouens hulle aanvaar. Nee, dit is wat mans gewoonlik sê. Ek moet verander, ek is nie goed genoeg nie, my vrou waardeer my nie. Vrouens weer, oor die algemeen, voel, hulle is ongeliefd. Hulle mans is nie lief vir hulle nie. Hulle is nie belangrik genoeg vir hulle mans nie, om tyd saam te spandeer nie. En dan met hierdie emosies in die hart, nee, veg hulle teen mekaar. En die een voel, die ander is verkeerd. Die man sê, dis die vrou se skuld, die vrou sê, dis die man se skuld. En niemand voel hulle hoef hulle te bekeer nie. Nee, hulle is reg. Soos die twee generaals, sê vir die Britse generaal sê, hoekom het jy begin skiet? Hulle het my twee in 'n bevel geskiet. Hoekom het jy geskiet, die Amerikaners? Nee, hulle het op my begin, ek het terug, net my selfverdediging. En so doen mans en vrouens ook dan met mekaar. Nee, dis my vrou. Ja, dit moet ons maar aan die tuin van Eden begin. Hoekom het jy van hierdie vrug geëet? Nee, dis die vrou wat jy my gegee het. Nee, dis die slang. Nee. Daai goed gaan aan. En daar's 'n slang in die gras. Daar's 'n wapenhandelaar
wat die bekleierery begin en ons begin veg teen vlees en bloed met mekaar. Nou, ja, beide voel hulle is reg en hoef hulle nie te bekeer nie. Nou wat maak mens nou? Die eerste ding is ek vat nou gou weer saam van laas Sondag besef daar's 'n wapenhandelaar met sy skemes en ons veg is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose gees in die lig. So jou man en jou vrou is van vlees en bloed, jou kinders is van vlees en bloed, jou ouers is van vlees en bloed, ander medegelowiges is van vlees en bloed. Hulle is nie jou vyand nie, die Here het nie daai persoon in jou lewe gegee om jou vyand te wees nie, glad nie. Ons is blind vir wat die duiwel besig om te doen in hierdie verhouding. Ons sien dit nie raak nie. Weet, daar's 'n wapenhandelaar, daar's 'n duiwel, daar's 'n slang in die gras, en dis teen wie ons moet veg. Dit wat my man of my vrou doen, is baie keer nie aspris nie, dis onkunde. Dit wat my kind doen, wat ouer doen, veral die ouers soek net die beste, is nie aspris nie, hulle wil nie jou pret bederf nie, hulle dink wat is die beste vir jou. Besef dit. Daar's 'n blinde area in my lewe, in my en my vrou se lewe, en ons is nie aspris nie. Dan die tweede, dis nou 'n volgende strategie. Tweedens, wat moet ons doen? Tweedens, besef, daar is 2 vlakke van kommunikasie. As jy met iemand praat, as jy kommunikeer met 'n persoon, jy kommunikeer op 2 vlakke. Die geleerdes, die kommunikasiegeleerdes sê daar's 7 vlakke, maar dit gaan vir ons te ingewikkeld raak. Kom ons hou dit eenvoudig. Daar's 2 vlakke van kommunikasie. En raak bewus van die tweede vlak van kommunikasie ook. Die eerste vlak van kommunikasie is die saaklike kommunikasie. Die voorwerp, objek wat ons bespreek. Die eerste vlak is byvoorbeeld dinge, onderwerpe wat ons bespreek, by watse kar gaan ons koop, waar gaan ons bly, wat is die verantwoordelikhede in die huis, wie sit die asblik uit, wie was die skottelgoed, wie maak die kos. Dis daai onderwerpe wat ons bespreek, die saaklike kommunikasie. Wie gaan die rekening, wie betaal watter rekening as daar 2 salarisse is en sulke dinge. Dit kan selfs die eerste vlak van kommunikasie oor die eenvoudige goed wees, soos die toiletpapierrolletjie, moet hy vorentoe afrol of moet hy agter teen die muur afrol. Of die toilet sitplek, moet hy op of af gelos word. Dis ek 'n eenvoudige goed. Maar daai toilet sitplek op en af kan 'n groot storie raak. Veral as julle stry met mekaar, wie is reg? Moet hy op of moet hy af wees? En julle verskil daaroor. En dan vergeet jy hom op. En dan vat die vrou dit baie persoonlik, dat jy die toilet sitplek opgelos het. Dis baie persoonlik, jy het haar persoonlik aangevat. Dan gaan die kommunikasie nie meer oor saaklike ding van op en af en sulke goeters nie. Dan beweeg dan gaan dit nie meer oor sitplek nie, toiletrol of wat ook al nie. Nou gaan dit oor verhoudingskommunikasie. 'n tweede vlak van kommunikasie is die persoon begin dit persoonlik vat. Dan beweeg jy na die tweede vlak van kommunikasie, verhoudingsvlak. Dan argumenteer jy nie meer oor daai sitplek of toiletpapier nie, maar jy vat die persoon persoonlik aan. Dis 'n ander vlak van kommunikasie. Maar dan beklei ons heeltyd oor die toiletpapier, beklei heeltyd oor die sitplek. Vlak 1 kommunikasie. En dit word net groter en groter, ons los dit nie op nie. Want ons beweeg nie na vlak 2 kommunikasie nie. En wat is die tweede vlak? Dis die verhoudingskommunikasie. Boodskappe wat jy stuur aan die ander persoon in verband met die persoon se identiteit en waarde en liefde. Dis die tweede vlak van kommunikasie. Wat sê jy deur jou handeling of deur wat jy sê op 'n verhoudingsvlak oor jou huweliksmaat se waarde, se identiteit? En daar's eintlik net 2 boodskappe wat jy op 'n verhoudingsvlak kan stuur. Die eerste is, ek is lief vir jou
Jy's aanvaarbaar vir my, jy's kosbaar, jy's belangrik, ek wil tyd saam met jou spandeer. En dit is die boodskap wat God wil hê jy moet oordra aan die mense om jou, met wie jy in 'n verhouding is. Nee, ek's lief vir jou, jy's kosbaar, jy's belangrik, God wil hê jy moet daai boodskap oordra, op 'n verhoudingsvlak. Maar daar's 'n ander boodskap wat jy ook op 'n verhoudingsvlak kan oordra, nê, wat afbreekend is, wat die persoon se waarde aftakel. Nê, 'n boodskap wat sê eintlik jy's ongeliefd, ek verwerp jou, jy moet eers verander, jy's waardeloos. Jou opinie en emosie stel nie, jy's mos maar 'n vrou, man, jy's net al emosioneel. Dit tel nie. Ek luister nie eers meer daarna nie. Nê? Dan breek jy af. En dis die boodskap wat die wapenhandelaar, die duiwel, die slang in die gras wil hê jy moet stuur. Net dat jy het nie waarde nie. Jy's nie belangrik genoeg nie, jou opinie tel nie. Jy's net te emosioneel. En mense is baie keer blind vir hierdie tweede vlak kommunikasie oor die ander persoon se waarde en identiteit. Terwyl hulle op vlak 1 argumenteer om reg te wees. So ons beklei heeltyd vlak 1, wie's nou reg of verkeerd, wie moet nou wat doen of wat ook al nie, maar die kommunikasie word nie gesien, daai verhoudingskommunikasie word nie raak gesien nie. En hoe meer ons hier op vlak 1 beklei, sit plek op af, wat ook al hoe seerder maak ek met my verhouding die ander persoon se identiteit. En ons is blind vir daai tweede vlak van kommunikasie en op 'n stadium het Jesus eintlik gesê ook, vir sy disippels, Markus 8 vers 17 en 18. Ek weet 'n bietjie ander konteks, maar ek dink dit tel hier ook. Begryp en verstaan julle nog nie, want hulle het nie mooi verstaan wat Jesus sê nie. Hy sê, is julle nog steeds so traag van begrip? Julle wat oë het, sien julle dan nie? Julle wat ore het, hoor julle dan nie? Ons beklei op 'n vlak 1 terwyl ons nie sien wat ons op vlak 2 doen nie. En dis waar die probleem is. Nou, dit is ook nie net tussen man en vrou nie. Dit is ook tussen ouers en kinders. Wat jy op vlak 2 'n verkeerde boodskap stuur oor waarde en identiteit op 'n verhoudingsvlak. Ek het begin met hierdie reeks van preke na aanleiding van 'n boek wat Craig Hill geskryf het, wat gaan oor hoe om konflik op te los. En in hierdie boek vertel hy, vertel hy van wat met hom gebeur het, toe hy en sy gesin een keer gaan uit eet het by 'n restaurant, en sy oudste seun, Josh, 4 jaar oud, het by die restaurant gekom, en hulle het net lekker gaan aansit om te eet, wil nou lekker saam geniet as gesin, en elkeen bestel wat hy wil hê, en sy seentjie Josh het 'n hamburger bestel op die kinder spyskaart, en toe kom die kos. En hy kon toe nie glo dat die hamburgers op die kinderspyskaart so groot is. Die kelner bring toe so groot hamburger vir Josh, en hy sien net, hier is moeilikheid wat gaan kom, wat gaan gebeur. Josh gaan daai hamburger so vat met sy hande wat so groot is, en alles gaan uitmekaar uitval, en goeders gaan op die grond val, en op die tafel val, en hy besluit toe hy gaan ingryp, dat dit nie moet gebeur, dat hy nie mors nie, en hy staan toe op, en hy vat 'n mes, en hy sny daai hamburger van sy seun in 2. En toe hy dit doen, toe begin sy seentjie huil, en sê, dis nie meer lekker nie, ek wil nie hierdie hamburger hê nie. Hy sê toe vir hom, jy sal hierdie hamburger eet, want hierdie hamburger is nog presies dieselfde as een wat nie gesny is nie. In elk geval as jy dit eet, meng dit, in elk geval dit breek op in klein stukkies. Nee, hierdie hamburger is nou geruïneer, ek wil dit nie hê nie. Koop vir my ander hamburger. En hy en sy 4-jarige seentjie is hier in 'n bekleierery, en die seentjie is besig om te wen. Want almal in die restaurant begin vir hulle te kyk. En hierdie seentjie begin 'n tantrum gee. En hy wil nou sê, ek is jou pa, maar dit werk nie, dit word erger. En hy verloor. En hy bid toe, vra vir die Here, wat gaan hier aan? Wat gebeur hier? En die Here sê vir hom, jy is verkeerd op vlak 2. Toe jy oorbuk en daai hamburger sny, wat se kommunikasie het jy vir jou seun gegee? Jy het vir hom gesê, weet wat? Jy as persoon ag ek nie. Ek sal met jou maak net wat ek wil. Jy is eintlik soos 'n eiendom van my. Ek sal jou hamburger sny as ek wil.
Jy maak nie saak wat jy voel nie. Vir my belangrik jy moet net nie mors nie. Jy as persoon tel nie. Dis wat hy toe oorgedra het. Deur net te gaan sny sonder om te vra. Hy het sy seentjie gesê, jy's waardeloos, jy's soos 'n gebruiksartikel vir my. Ek maak met jou soos wat ek wil. As persoon ag ek jou nie. En toe hy dit verstaan, toe sê hy vir sy seun, hoor so het pappa jou laat voel, ek ag jou nie as 'n persoon nie. Toe ek jou net oorkom en sny, ek sal met jou maak net wat ek wil. Jy is soos 'n gebruiksartikel. Sê sy seentjie, begin so deur die trane, begin lig aangaan. Ja pappa, dit is hoe ek gevoel het. En hy sê toe vir hom, ek's jammer. Ek is jammer, dit is nie my werk, ek het verkeerd gemaak, ek moes jou gevra het. Sal jy my vergewe? Ja pappa. En toe sê hy vir hom, ek is bereid om vir jou 'n ander hamburger te koop. Toe sê hy nee met die helfte van die hamburger in sy mond, sê hy nee pappa, hierdie is reg. Dis alles alright. Verstaan jy, as jy die verhoudingskommunikasie uitgesorteer het, dan kom jy vlak 1 kommunikasie ook sommer reg. Nee, so Jos, dis die hamburger alright. Nee, want dit was 'n boodskap op 'n verhoudingsvlak wat hy oorgedra het. En toe eet hy daai hamburger in sy shop. Nee, vrede en so. En ja, ek kan sê dit gebeur maar in my huis ook. Dalk is julle heiliger, ek weet nie. Maar laas Sondag aand, Ilse Marie, ek wil nou nie vir jou kyk nie. Laas Sondag aand, na die disipelmakers mikrogroepe ry ons terug. En toe in die dae wat die huis ingaan, toe begin daar ook 'n vlak 1 stryd tussen ons oor die honde se water. Nee. En ons fight op vlak 1. En die honde se water word 'n groot probleem, want dit is toe nie meer die honde se water is wat laas week gebeur het in die vorige jaar en die vorige 10 jaar en alles, op vlak 1. Die honde se water bring al daai goeters in ons fight, dit word net groter. En ons veg net op vlak 1. Tot die Here ook ingegryp het en op die Heilige Gees en sê, okay, vlak 2. Wat gaan eintlik aan? Wat is die verhoudingskommunikasie? En ons kon dit praat. En nadat ons op vlak 2 met mekaar gekommunikeer het, was van my kant het ek ervaar om die week in te gaan, so net 'n groter eenheid, 'n groter ooreenkoms van ons. Ons verstaan mekaar. Ons is saam hierin. Ook oor die naweek wat voorlê. Want julle as daar 'n victory of 'n naweek of seminaar of 'n erediens voorlê, dan gaan hy wapenhandelaar, hy skiet aan elke ding, net koffie, tee, wat ook al jy wil doen in jou huis, skiet hy sy skote. Want as daar nie eenheid is nie, hoe kan jy gaan bedien? Maar toe ons na vlak 2 toe gaan, sê maar, okay, dit het my dit so laat voel, en dit so, en ons kon dit praat. En ons weet, ons is nie aspris nie, ons veg nie teen vlees en bloed nie, Ilse Marie is nie my vyand nie, ek is ook nie haar vyand nie, die Here het ons saam hier geroep, by Bergbron hier, om te werk. En toe kon daar eenheid kom. Wees bewus van die vlak 2 kommunikasie. Dit is so belangrik. Moenie net op vlak 1 probeer argumenteer en te wys wie's reg nie. Want daai reg, maak seer baie keer. Krykiel was reg op vlak 1 om die hamburger in 2 te sny wat so groot is vir sy seentjie van 4 jaar wat alles sal mors, Hy was reg op vlak 1. Maar hy kon aangehou het. En dit sou nie 'n oplossing wees, maar toe hy vlak 2 uitsorteer, toe kom die vlak 1 kommunikasie, saaklike kommunikasie reg. So, jy kan maar vergifnis vra, al is jy nie verkeerd op vlak 1 nie. Jy kan vergifnis vra as jy op vlak 2 die ander persoon se identiteit afgekraak het en waardeloos laat voel het, ongelief laat voel het. Dan kan jy maar vergifnis vra. Al is jy op vlak 1 reg. En daarom, raak bewus van vlak 2 kommunikasie. Vra jouself heeltyd af, deur dit wat ek nou sê of doen teenoor hierdie ander persoon, watse boodskap stuur ek vir hierdie persoon in verband met waarde en identiteit? Raak bewus van die vlak 2 kommunikasie. En
stuur ek God se boodskap oor waarde en identiteit? Nee, dat jy is waardevol, nee, jy's geskape na God se beeld, jy's geliefd, Jesus vir jou sonde sterf, of stuur ek die duiwel se boodskap? Van jy's nie genoeg nie, jy's nie goed genoeg nie. Jy moet verander. Ek ag jou nie. En ook, moenie toelaat dat die duiwel vir jou sê wie jy is deur ander mense nie. Deur jou baas, of jou kollega, of ja, jou wie ook al, medegelowige. Moenie toelaat om vir jou sê op vlak 2 dat jy is niks werd. Jy tel nie. Vervang daai gedagtes met wat God sê in sy woord, nee, oor jou lewe. In sy woord sê hy het vir jou sondes, Jesus het vir jou sondes gesterf. Jy is waardevol. God het 'n plan en doel met jou lewe. En dit is ook hoekom daai eerste wapen bly dan op julle pos toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe. Laat alleen God toe om vir jou te sê wie jy is en wie die mense om jou is. As jy bewustelik lewe daarvan, nee, op vlak 2, laat jy toe dat God jou gebruik om mense op te bou. Ek moet sê, dit is baie keer so lekker om by mense te kom, nee, want hulle is so positief en hulle bou jou so op en hulle, as jy daar wegstap, voel dit van jy gaan enigiets regkry as jy met daai persoon gepraat het. Maar was jy al by 'n suur mens? By 'n bitter mens? By een wat jou laat slegter voel? Dat jy nie hoop het nie? Nee? Jy sien gesigsuitdrukking, hoeveel kommunikasie is dit, nee? Nee? Moenie daai persoon wees nie. Jy het dan die Here in jou lewe, hy is jou Vader, wat vir jou lief is. Daar is hoop. Hy het 'n plan en doel met jou. Vat daai boodskap. Nie daai negatiewe boodskap van, arme ons. Ons het dit maar net nie. Dit is 'n leuen uit die put van die hel. Want ons het God, Jesus, ek leef nie meer nie, maar Jesus leef in my en in jou wat glo. Kom ons bid saam. Vader, ons sê dankie, Here, dat U Seun gestuur het om vir ons te sê, nie net te sê nie, maar ook te wys, ons is kosbaar vir U. U is lief vir ons. U het 'n plan en doel met ons lewens. Dit maak nie saak wie ander mense sê of die wêreld sê nie, al wat saak maak is, wat sê my Skepper, my hemelse Vader, en dis wat ons aanvaar. Here, oor ons waarde en ons identiteit. En gebruik ons dan ook as U gesande om daai positiewe boodskap in Christus uit te dra aan ander mense. Om ander mense ook te lei en te wys dat hulle na hulle self sal kyk soos wat U na hulle kyk. Dis wat ons ook ervaar het hierdie naweek daar in die middestad, waar daar maar baie uitdagings, baie armoede is. Here, dat ons ook daar daai hoop kon bring, wat U gebring het, Here, uit U woord en deur die Gees. Dankie, Here, dat U in ons lewens is. Lei ons op U pad, gebruik ons in U koninkryk. Vra dit in Jesus se naam. Amen. Ontvang die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons elkeen wees en bly. Amen.